Kom ons maak ons Bybels oop. Efesiërs. Is dit nie wonderlik nie? Dis heerlik. Die volgende verse is 'n mondvol. Elkeen van die gedeeltes in Efesiërs, dis 'n mondvol. So ons gaan nie naastenby so ver kom soos wat ek wil kom nie. Ek dink nie eers ek gaan miskien baie keer kom waar ek wil kom. Maar ek gaan kom waar die Here vir bepaal het dat ek sal wees. Maar ek wil vir jou sê, jy sal moet elke keer as jy kom, bring jou verstand saam. En jy sal dit nie kan verstaan sonder die Heilige Gees wat in jou is. Vergeet dit. Okay? So bid dat jy die Heilige Gees in jou lewe sal hê en dat jy werklik waar die teksgedeeltes sal verstaan. Efesiërs 1. Efesiërs 1. Kom ons maak net ons oë toe en dan gaan ons saam net bid. Here, dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre rondom die woord sal te kan raak. Ja, Here, vanmôre is daar 'n klomp van ons broers en susters wat nie hier is nie en ons bid vir hulle, klomp wat siek is. Here, ons bid dat U hulle werklik waar sal aanraak en dat hulle vinnig beter sal word en weer terug by ons sal wees. Dankie Here dat ons weet U is in beheer van elke deel van ons lewens. Vanmôre is ons opgewonde oor Efesiërs. Ons kan nie glo dat ons in 'n tyd leef wat ons die vertaling in ons eie taal het nie, dat ons saam met gelowiges kan sit wat net so brandend is soos ons oor die woord. En Here, ons wil bid dat die skeiding, enigiets wat skeiding kan bring, dis nie in ons sal wegneem. Here, dat dit wat in die week gebeur het, dat ons nie daarop sal fokus nie, maar werklik waar sal fokus op die woord, dat ons hier sal uitstap en sê, ons het die stem gehoor en het ons harte nie brandend geword. Dankie Here, dat deur die Gees U vanmôre met ons sal spreek en ons sal aanraak. Dit is die gebed van ons hart. Amen. Efesiërs 1. Ek gaan weer lees van vers 1 af. Kry ons net weer die volle gedagte. As jy agter is, vang op met die res van die preek asseblief op YouTube. En ons wil graag hê jy moet bybly as ons deur Efesiërs werk. Efesiërs 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3 gaan ons môre na kyk in vers 4. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Ons gaan net tot so ver. Wat 'n ongelooflike gedeelte, en mag ons werklik waar hieruit groei. Die hele gedeelte van vers 3 af tot vers 14 is daar geen punt nie. Daar's nie 'n punt nie in die Grieks nie. Okay, so dis 'n sin wat aanhou voortgaan. Wat ons wel vir mekaar moet sê is daar is so half 'n asemhaling wat jy kan sien moet plaasvind in hierdie sin oor die verskillende konsepte wat belangrik is, wat by mekaar hoort, maar dis een voortvloeiende sin wat gaan 202 woorde in die Grieks, wat gebruik word van vers 3 af tot vers 12. Paulus begin in die heel eerste vers 3. En is interessant genoeg, in vers 3 is daar 3 keer waar die Griekse woord gebruik word vir seën. 3 woorde wat vir seën gebruik word. En die interessante, die eerste een is die byvoeglike naamwoord, die tweede een is 'n werkwoord en die derde een is 'n selfstandige naamwoord. Die heel eerste ene is 'n byvoeglike naamwoord want hy beskryf wie God is. So dis dieselfde woord, eulogia, beteken om geseënd te wees. Maar hy vertel die een wat geseënd is hier God. Die Afrikaanse vertaling het dit briljant vertaal. Ek was besig om met die Grieks te werk en besig om met die kommentare te werk
en ek dink toe by myself, want ek kyk gewoonlik eers na die 53 vertaling. En toe ek die 53 vertaling toe dan by myself, dis nie regtig waar wat dit sê nie. So die 53 vertaling sal sê geseënd, geseënd. Geseënd is nie 'n probleem nie, maar geseënd, God is die een wat seën. Okay, die mens kan nie God seën nie. Hoor jy wat ek sê? Alright, so daar's geen manier dat die mens kan sê, wel ek wil vir God seën. Al wat die mens doen is wat? As hy eulogia doen, as hy seën, wat doen hy? Hy sê, God is lofwaardig. Die Afrikaanse 2020 vertaling vertaal dit as lofwaardig. Briljant, uitstekend. Want hierdie gedeelte wil jou sê, God is lofwaardig. God moet geprys word in alles. En nou is dit interessant, dat deur die Nuwe Testament, oral waar hierdie woord by genoem word dit reg vertaal so in die 2020 vertaling. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie gedeeltes. 2 Korintiërs 1 vers 3 staan die volgende: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. So, lofwaardig, mag hy die lof ontvang, mag hy groot gemaak word. Petrus doen dit in 1 Petrus 1 ook, 1 Petrus 1 vers 3. Hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê, op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat die hemel vir julle in bewaring gehou word. So elke keer, as daaroor gepraat word oor God, word daar gesê, God moet geloof word. Hy moet geprys word. Die ou vertaal in die Ou Testament word dit gereeld genoem. Dis een van die Joodse maniere gewees, as hulle oor God gepraat het hulle altyd gesê, geprys is die Here, geseënd is die Here. Vandag sal ons baie lekker kan invertaal in die Afrikaans, wat ek al dink, absoluut daarby hoor, lofwaardig is die Here. So in Genesis 9 vers 26 word daar gesê, verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Geseënd is God, lofwaardig is God. Genesis 14 vers 20. Geseënd is God, die Allerhoogste, wat die vyand in die hand gegee het, toe gee hy hom 'n tiende van alles. Geseënd is God, lofwaardig is God. God alleen kan geprys word, het die Ou Testamentiese mens verklaar. Die Nuwe Testament kom en ons verklaar dieselfde. Ons sê alles wat plaasvind in ons lewens is omdat God dit so beskik het. Net God mag geloof word en die mens nooit nie. God het die gelowiges geseën, sê hierdie gedeelte. En die interessante is, ons sê vir mekaar, God het ons geseën. So God is die geseënde, hy is lofwaardig, maar hy het die werkwoord gedoen. Die werkwoord is, hy het ons geseën. Nou die interessante is van hierdie seën waarmee hy ons geseën het, is dat God die gelowiges geseën het verlede tyd. Dis interessant. Verlede tyd. God het ons geseën. Dit sê nie, God is besig om ons te seën nie. Die seëning het ons al reeds. Die seën het ons al reeds verlede tyd. God het ons geseën. En dis die ongelooflike is. Die Ou Testamentiese mens was die seën gewees oor Israel. God het met hulle bemoeienis gemaak. Nuwe Testament sê nee, nou kom God en hy maak bemoeienis met elke volk en taal en stam en nasie. Hy bring mense in van oral af. En hierdie mense wat hy ingebring het, daai mense ontvang sy seën. Verlede tyd, sy seën, hy het ons geseën. Wat is hierdie seën waarmee hy ons geseën het? Dis geestelik. Hy het ons geseën. En waar het hy ons geseën? Hy seën ons deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is hierdie een wat ons kom seën. Ons vang die seën, alles in Christus het ons ontvang al reeds, verlede tyd. Hoe word dit bewerkstellig in ons lewens? Deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees kom, maak my lewendig, kom woon in my, en alles wat ek ontvang in die Gees,
het ek alleenlik ontvang, omdat Christus dit moontlik gemaak het aan die kruis. So, Christus sterwe vir my, hy staan vir my op, hy lewe die lewe wat ek nie kon leef nie, en alles dit ontvang ek deur die Gees wat in my kom woon. Okay? So die Gees maak 'n realiteit, dit wat Christus vir my kom doen het. Maar ek is geseën deur wie? God die Vader. Kan jy sien hoe die God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is betrokke in die seëning in my lewe? Dis nie net die Vader nie, die Vader lofwaardig, omdat hy my geseën het. Hy het die gelowige geseën, hoe het hy ons geseën? Wel, hy seën ons met al die seëninge in Christus. Christus is die een wat die seëninge bewerkstellig. Hy het vir ons gesterwe. Hy het die lewe gelei wat ons nie geleef kon lei nie. Hy het die geloof gelewe. Het hy ervaar, het hy gedoen wat ons nie kon doen nie. Dit word alles op ons oorgedra. Dis nie my geloof nie. Dis nie my regverdigheid nie. Dis alles Christus se regverdigheid. Hy kom maak ons lewendig deur die Heilige Gees, en deur die Heilige Gees ontvang ons alles wat Christus vir ons kom doen het. As dit 'n mond vol is, ek sal net herhaal. Elke aspek van dit is 'n geestelike realiteit wat plaasvind in ons lewens. Esegiel 36 is 'n voorspelling vir dit wat sal plaasvind in die toekoms. Dit wat die Heilige Gees sal kom doen. Luister hierna, dit is so mooi. Esegiel 36 vers 26. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Okay? So die groot chirurg, die groot God gaan kom, en hy gaan mense se harte kom verander. Hy gaan hulle ou harte wat klipharte is, gaan hy uithaal, en hy gaan vir hulle splinter nuwe hart binnekant insit. Hoekom ontvang almal die splinter nuwe harte nie? Want dis God se bepaling. Dis God wat dit doen. En dis wat hy sê, ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. In julle binneste sal dit kom woon. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. Dit is wat beloof is. Vanuit die Ou Testament uit is dit beloof. Dit is wat gaan plaasvind. En nou deur die werking van die Heilige Gees is dit presies wat plaasvind in ons lewens. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat hy het vir ons gesterf aan die kruis, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, dat die seun, die eulogia, die seun wat ons ontvang, kan waarlik word deur Abraham, na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Deur die geloof kan ontvang, die belofte. So ons is verenig in Christus Jesus, en in Christus Jesus het ons alles ontvang. Dit is ongelooflik, dat daar niks verder in die hemel is wat vir ons kon gegee word nie. Ons het ontvang 'n bietjie van die seëninge. Nee, al. In Christus Jesus het ons alles wat in die hemel is op ons uitgestort. Dis ongelooflik. Jy luister hierna, jy moet vir jouself sê, dis ongelooflik. Ek het al die seëninge ontvang. Waarna wag jy voor? Waarvoor wag jy dan in jou lewe? Wat is dit wat jy sê gaan my gelukkig maak? As die Bybel sê, alles wat in die hemel is, het ek al klaar vir jou gegee. Wat soek jy nog? Wat kan daar moontlik wees waar jy nog na soek? Ek sal vir jou sê wat meeste mense nog na soek is, fisies. Terwyl God sê, ek het alles vir jou gegee, my kind. Ek het jou oorlaai. Ek onthou een van my pa se preek as 'n jong seun oor Efesiërs, het hy gesê, hierdie, wat dit beteken as die Here vir ons sê, hy het ons geseën met alles wat in die hemel is. Hy sê, dis omtrent soos 'n waterval wat oor jou gaan.
En ek onthou dit nou nog, is vir my voel soos my waterval. Dit is my ongelooflik dat ek ontvang het, al die seëninge wat in die hemel is oor my uitgestort in Jesus Christus. Ek het geen tekort in my lewe nie. Handelinge 3. Julle is kinders van die profete en van die verbond van God met julle vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, in jou sal al die nageslag van al die nasies van die aarde geseën word. Dit is so afval. Julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. God het nadat hy sy diensknegt Jesus laat opstaan het, op heel eerste na julle gestuur om julle te seën. Julle die volk van Israel, is die eerste na julle toe gestuur. Hy wil julle geseën het, deurdat hy elkeen van julle sal laat wegdraai van julle bose dade, bose here. En dan gaan hy en hy beklemtoon hierdie geestelike aspek nog verder, as hy sê, julle is geseën met al die seëninge in die hemelse plekke, in die hemel, alles wat in die hemel is, het julle al reeds ontvang. En dan is daar teksverse in die Bybel wat vir ons dit verklaar. Dat dit wat ons ontvang het in die hemelse plekke, het ons nou al reeds in Christus Jesus ook. En ek gaan 2 gedeeltes lees, en ek wil hê jy moet dit saam met my oopmaak. Hebreërs 12 en dan Efesiërs 2. Hebreërs 12 en dan Efesiërs 2. Hebreërs 12 vers 22. Dis wat gebeur as jy tot bekering kom, is dit wat gebeur. Dis wat die Bybelskrywer vir jou vertel, wat gebeur met die gelowige. Wat gebeur met die gelowige? Hebreërs 12 vers 22. Nee, julle het aangekom met die berg Sion en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10.000 engele by die feestelike byeenkoms. As kind van die Here het jy hierby aangekom. Dis waar jy is. Is dit 'n realiteit al ten volle? Nee, dis nog nie, maar geestelik, dis waar ek hoort. Daarom kan die Bybel vir my sê, rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Hoekom? Want dit is waar my titel gesetel is, dis waar ek hoort, dis waar my erfporsie, alles wat ek het, dit is waar dit hoort, okay? So dis wat die Bybel sê, so hy sê vir my, nee, julle het aangekom in die berg Sion, en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike byeenkoms, en 'n gemeente van eersgeborenes, wat opgeteken is in die hemele, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is. So ons het ook daar gekom waar die mense al reeds is, wat al reeds by die Here is. Dit is waar ons is. En die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is, en by Jesus die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat besprinkel is, en wat sterker praat as die van Abel. Dis waar ons gekom het, dis die realiteit van ons lewe. So elke aspek van dit wat ons lewe in die kerk van die Here Jesus Christus getuig ons, hierdie is ons bestemming, hier is waar ons lewe, hier is waar ons begeerte is, die dinge van die aarde is nie ons begeerte nie, want dit is waar ons wandel. Kan nie verstaan hoekom baie keer in jou lewe, dat jy moedeloos raak, en in die sak en as is, want jy's nie besig om jou fokus te plaas in wat nie, in die hemelse plekke waar ek woon nie. Ek is 'n bywoner op aarde, sê die Here. Ek is 'n vreemdeling op aarde. Een van die normale dinge wat hoort te gebeur is, iemand vir jou ontmoet, en hy begin met jou te praat, dat hy vir jou sê, jy weet jy is 'n bietjie vreemd. As die wêreld na jou kyk, en hy luister na jou, en hy dink nie jy's vreemd nie, wat beteken dit? Jy's soos hy. Die wêreld moet na jou kyk, en binne die eerste rukkie wat hy met jou gepraat het, moet hy vir jou sê, jy's anders, is jy nie. Jy hoort eintlik nie hier nie. Niemand van ons, ek weet daar is nie enige groen mannetjies daar buite die planete nie, want die Here sal nie sulke lelike goed maak nie. Okay, so,
Daar's nie 'n manier so nie. En daar's 'n belangrike ding, nê? Ons weet dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Hy het vir ons gesterf. OK. Daar's niks daar buitekant. Hy het lewe hier gemaak. Die ongelooflikheid, maar dink gou by jouself. As daar iemand van 'n ander planeet af sou moes gekom het en jy het nou hierdie prentjies in jou kop. En hy kom daar. Sal iemand gewonder het, "Haai, kom hy van elders anders af?" Almal sal weet, hy kom van elders anders af. Hy's anderste. Hy praat anderste. Hy lyk anderste. En tog is dit vreemd dat ons wat van 'n ander planeet afkom, die hemelse, dat mense nooit na ons kyk en sê, "Jy kom nie van hier nie, doen jy?" Want ons het so maklik ingepas by die wêreld en by die wêreld se standaarde. So dis vir ons is Efesiërs 2 vers 4 en 5. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Efesiërs 2 vers 4 en 5. Ons gaan na hierdie teksgedeelte kyk. Dit is 'n ongelooflike mooi gedeelte. Vers 4 en 5 sê, "Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos." En dan kyk vers 6. Dit is baie belangrik. Ons is verlos, absoluut. Dan vers 6. "Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel." Waar sit jy op hierdie stadium? In die hemel. Ek sit in die hemel. Daar's 'n realiteit wat buitekant die realiteit is wat ek hier ervaar. Ek is al reeds geplaas in die hemele. Kan jy verstaan, en ek gaan nie nou daaroor praat nie, maar kan jy verstaan hoekom die Bybel kan sê dat iemand wat in die Here is, kan nooit verlore gaan nie? Hoe is dit dat jy in die Here is en jy al klaar geplaas in die hemelse plekke en dat jy op 'n stadium verlore kan gaan? Jy kan nie verlore gaan nie, want jy's al klaar in die hemelse plekke. Geplaas deur Jesus Christus in die Gees. Ons is al klaar daar. Ons is nog nie ten volle nie, maar ons is klaar daar. Dit is waar ons hoop is, dit is waar ons vreugde is. Daarom sal die Bybel sê in Romeine 8, dat ons saam met die Gees sug van verlange. Tot die dag wanneer Jesus Christus kom, en ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Nou gaan Paulus oor, en hy sê, waarvoor is hierdie lofprysing aan God? Hy wil verder vir ons vertel oor die ongelooflike lofprysing, dat hy lofwaardig is, en hy gaan na vers 4 toe. Hy is lofwaardig, want hy het ons gekies voor die grondlegging van die wêreld. God het ons uitgekies. Dis 'n ongelooflike gedeelte. God het ons uitverkies. Vers 4. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies. Nou kom ek vertel net gou wat party ouens se kommentare skryf oor hierdie vers. En dit wys vir my baie keer hoe maklik mense hulle teologie voor 'n teksvers wil kom injaag. Want dis nie wat die teks sê nie, maar kom ek kyk gou wat die baie persone sal sê. Vers 4 sal hulle sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitverkies. Dit beteken dat Christus voor die grondlegging van die wêreld het hy ons gekies, ja, maar hy is gekies in Christus. En dit beteken dat almal eintlik dan gekies is. Helemaal van die glad nie saak. Hoe kan ek opgewonde wees oor dit as die Here ons almal in uitverkies het voor die grondlegging van die aarde, maar dit het geen betekenis op my nie? As dit op almal betekenis het, het dit geen betekenis nie. As dit tot van toepassing is op die wêreld, het dit nie enige toepassing op die gelowige nie. Dit het op toepassing op die gelowige, omdat hy sê hy het ons verkies in Christus voor die grondlegging van die aarde. En dan die ander ding is hierdie ding van die tonnel van tyd. Ek gaan dit hou. Ek gaan nou vir julle daarby uitkom. Die tonnel van tyd beteken maar net dat ek afkyk in die tonnel van tyd en dat ek sien, daar is Johan Lou en ek kyk af, God, kyk af in die tonnel van tyd en ek kyk na Johan Lou en hy dink by homself, Johan kan vir my baie beteken. Ek gaan hom kies. Hy is eintlik wonderlik. Wat ek onmiddellik dan wil vra is, so dis nie die Heilige Gees wat jou lewendig maak.
So dis nie die Heilige Gees wat jou die krag gee om dit te doen wat God van jou gevra het nie. So dis nie God wat al reeds die werke vir jou voorberei het waarin hy jou plaas om te doen nie. En dis die probleem. Die probleem is nie met die vers nie, die probleem is, die vers sê vir my, dit is alles God. Dis die probleem. Want die mens hou nie daarvan dat God al die eer kry nie. Nee. Waar is ek in die prentjie? En jy sal agterkom as ons deur hierdie verse kom, jy's nêrens. Nêrens. Jy lewe hier vanuit dit wat Christus vir jou bewerkstellig het en jy sê lofwaardig is God. As jy hier wegstap en daar's iets is wat jy kan sê, wat jy daar neer kan kyk en sê, hier is ek. Is God dan nog lofwaardig? God is alleenlik lofwaardig omdat God alles beskik het en alles beplan het en dit uitvoer in Christus Jesus. In die Ou Testament begin ons met die uitverkiesing alreeds. En ons sien oral God kies. Die eerste persoon wat ons oor kan praat vanmôre en daar's ander. Maar waar ek wil begin en wat hy's 'n bekende persoon is Abraham. Abraham het God gekom en hy kies vir Abraham. Nou, miskien weet jy nie wie Abraham was nie. Abraham voor die Here hom gekies het, was hy hierdie amazing ou. Vir die Here gelewe, voluit gelewe en die Here kom na hom toe en sê, "Jesus Abraham, jy is so amazing. Ek wil jou graag deel maak van my plan." Dis wat baie mense sê. Mense sê Abraham was iemand gewees wat alreeds vir die Here geleef het en die Here het na hom gekom omdat hy geweet het hierdie man is 'n oulike man. Ek dink nie iemand het al Genesis gelees as hy dink Abraham is hierdie great ou nie. Gaan lees Genesis. Ek gaan vir jou die res van die mense ook vertel wat die Here kies, maar nie wonderlik nie. Wie is hierdie Abraham wat God kies? In Josua 24, as Josua afsluit met sy bediening, sê hy die volgende, Josua 24 vers 2 en 3. Toe sê Josua aan die hele volk, so sê die Here die God van Israel, oor kan die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon. Daar was Tera, die vader van Abraham, die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Luister na die volgende vers. Maar ek, hou jy nie daarvan? Maar ek, God se naam, maar ek, het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag verbeter en Isak aan hom gegee. Waar feature Abraham? God se werk. God se werk. Dan is daar natuurlik Dawid. Die Here kies vir Dawid. En jy weet wat doen nou Samuel? As hy daar kom, dan is daar 8 broers. 7 is daar. Dawid is in die veld. Hy pas skape op want hy is die niks ver klein boetie wat moet skape oppas. Die res van hulle kom maar aangestap. En jy sien hulle. Dis hierdie amazing figure. Hulle is jong manne. Stap hulle in van die grootste af. En toe die eerste inkom, wat sê Samuel? Samuel sê, moet hy wees. Hy's groot. En die Here sê, moenie na die uiterlike kyk. Selfs in sy koningskap wat hy gaan kies, gaan hy 'n man kies. Nou, so baie nogal, het ek gedink. So baie vir iemand wat sien wat afkyk in die tonnel. As ek afgekyk in die tonnel, sou ek nie vir Dawid gekies het. Daai man verniet die hele koningskap. Ek meen hy gaan slaap met 'n vrou wat nie sy vrou is nie. Hy maak die man dood. Wie se man? Dis nie die vrou se man. Hy maak hom ook dood. Dink dat vir jou nou wat sê, dis my man ou David. Nee, as ek na Dawid kyk, dan sien ek God se genade. God se genade. Dawid, alles wat Dawid doen, sy ongelooflike swak manier hoe hy kinders grootmaak, alles wat daarmee saamgaan, hy waarsku nie sy kinders nie. Niks besonder in hierdie man nie, mense. En dan is daar Jakob en Israel, die volk van God wat hy kies. Kyk ons saam my na Deuteronomium 7. Deuteronomium 7 vers 6 en 9. Deuteronomium.
Deuteronomium 7. Deuteronomium 7 vers 6 tot 9, want jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit die volk op aarde om sy volk persoonlike eiendom te wees. Okay, nou, as jy nou dink by jouself, dan word gesê vir jou, dit is wie jy is. Jy's 'n uitverkorene. Okay, die Here het jou uitgekies, hy het jou gekies as 'n heilige volk. Okay, die afgesonderde volk. Want ongelukkig was nie almal van hulle was werklik wel deel nie, hulle het hulle eie dinge ook gedoen. Maar luister daarna, dis wat die Here van hulle verklaar, dan vers 7. Dit is nie omdat julle groter was as al die ander volke dat die Here hom aan julle verbind het en julle uitgekies het nie. Julle was immers die kleinste van al die volke. Wee! Dit is nie julle nie. Julle niks om oor te roem nie, om die waarheid te sê, julle is die mees patetiesste volk, daarom het ek julle gekies. Hoe's daai vir 'n cut down? Nee, dit is omdat vers 8, nee, dit is omdat die Here julle lief gehad het en omdat hy gebly het by die eed wat hy vir julle voorvaders afgelê het, dat die Here julle met 'n sterk hand laat wegtrek en julle vrygekoop het uit die plek van slawerny, uit die mag van die Farao, die koning van Egipte. Ek het julle lief gehad. God kies om in sy almag sy liefde uit te stort oor 'n sekere groep mense. God se besluit. Wanneer het God gekies? Voor enigiets in die skepping gemaak is. Hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ek nooit sal kan verstaan. Die Here gee my nie die volheid daarvan nie, ek verstaan dit nie, en al wat ek weet is dat God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees voor die grondlegging van die aarde, het hy presies geweet wat gaan plaasvind, want hy is God. En ten spyte van wat hy geweet het wat plaas gaan vind, het hy beplan om sy Seun te stuur om die wêreld te red, waarvan die persone sal wees almal wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Waarom het God dit gedoen? Omdat die eenheid wat hy gehad het in die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die liefdesband wat daar was, dat hy ons deel maak van daardie liefdesband. Daar is dus niks in jouself wat enigsins jy na kan kyk en sê, daarom is ek gekies nie. Uitverkiesing maak jou nederigheid. Maak jou nederig. Mense, as jy vol is van jouself en jy loop rond en sê, ek is uitverkies, verstaan jy nie die uitverkiesing. Die uitverkiesing bring 'n ongelooflike nederigheid by jou as gelowige, want jy besef, Here, daar is niks in my nie. U het my lewendig gemaak. U Gees het in my kom woon. Here, waarom my? Die res van jou lewe sal jy vra, waarom my? En as jy dink Israel is afgesny, luister na 1 Korintiërs 1, waar hy Paulus praat met hierdie gemeente wat so vol is van hulle self. 1 Korintiërs 1 vers 27. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en die veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak. God het jou uitgekies, nie omdat jy iets spesiaal was nie, maar omdat jy die nikste van die nikste was. En hy geweet het, as hy jou kies, gaan hy verheerlik word in jou lewe, want die mense gaan sê, jy's pretty niks, en hy gaan sê, presies, lofwaardig is God. Dis hoekom hy my gekies het. Want daar was nie 'n groter wurm nie. Toe kies hy my. Daarom is die uitverkiesing nooit 'n ding van roem nie. Dit bring my op my knieë voor die lewende God.
Mense, as dit nie vanmôre doen nie, onthou jou teologie bepaal jou lewe. Wat jy glo bepaal jou lewe. As dit nie jou lewe verander en dat jy in nederigheid voor mense kan lewe en kan bid dat mense tot bekering sal kom en wetende Here, dis alleenlik U werk. As daar een stukkie hoogmoed by jou oorgebly het as jy by hierdie deur uitstap, wil ek vir jou sê jou teologie stink. Dis hy wat my uitverkies het, dis hy wat dit gedoen het, dis in hom gedoen. Efesiërs 3 vers 10, gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die werkkerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme. Hoe word die wysheid van God bekend gemaak dat hy mense uit alle nasies inbring in die kerk van die Here Jesus in? Hoe word dit gedoen? Ooreenkomstig sy ewige voorneme. Ooreenkomstig sy ewige voorneme. Hy het dit van ewigheid af voorgeneem. Hy het dit van ewigheid af besluit, dis hoe dit sal wees. Ooreenkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. Sy ewige voorneme. In ons oë word ons deel van die verlossing. Ons ontvang dit in 'n bepaalde tyd in ons lewens. Maar aan God se kant is die realiteit dat jy aan hom behoort 'n ewigheidsrealiteit. Verstaan jy dit? So in tyd ontvang ek die Gees. In tyd kom woon die Gees in my. In tyd ontvang ek sy geloof, ontvang ek sy geregtigheid. In tyd vind dit plaas in my lewe. Maar in God se oë van ewigheid af is dit al reeds 'n realiteit. Toe hy my uitverkies het, het alles werklik waar geword in Christus Jesus in my lewe. Maar dit vind in tyd plaas. Daarom kan ons in Johannes instap en Jesus kan verklaar, die wat aan die Vader behoort, het hy vir die Seun gegee. Hoe kan hulle alreeds aan die Vader behoort? Ek dog Jesus moes vir hulle sterwe sodat hulle die Vader kon behoort. Hoor jy dit? So dis 'n realiteit wat buitekant tyd staan. 'n Realiteit dat God sê, jy behoort al klaar aan my. En in tyd beleef mense dit. Ons behoort aan hom. En hy sterwe vir die wat aan hom behoort. En hy gee vir die wat aan hom behoort, gee hy lewe. En die Heilige Gees kom maak lewendig die wat aan hom behoort. Kom gee hy lewe die wat uitverkies is. Jy moet dit altyd onthou. Daar is geen onderskeid tussen die werking van die Heilige Gees, die Vader en die Seun in terme van hulle verlossingstaak nie. Daar is 'n eenheid in die drie eenheid. En as jy miskien die eerste keer is, wil ek dit net vinnig herhaal. Daar is nie 'n manier jy kan van my sê, God het voor die grondlegging van die aarde, het hy sekere mense uitgekies. Jesus kom in tyd, en hy sterwe vir almal. Selfs die mense wat nie uitverkies is. En die Heilige Gees weer, kom maak net lewendig die wat die Vader uitgekies het. Nee, die Vader kies uit. Die Seun sterf vir hulle wie hy uitgekies het. En die Heilige Gees maak lewendig vir wie hy uitgesterf het, vir wie hy uitverkies het, en bring hulle tot lewe. Daar's eenheid in die drie eenheid. Ongelooflik. Die wonderlike evangelie van wedergeboorte wat plaasvind met God wat sê, dit was my plan van die begin af. Openbaring 13 vers 8. Al die aardbewoners sal hom aanbid. Elkeen wie se naam sedert die grondlegging van die wêreld nie opgeskryf is in die boekrol van die lewe van die lam wat geslag is nie. So daar's mense wat se name opgeskryf is van die grondlegging van die wêreld af klaar opgeskryf. Dit gaan gelees word eendag as die Here weer gaan terugkom. Dis wat Openbaring sê. Wanneer is hy name opgeskryf? Voor die grondlegging van die aarde. Wanneer gaan dit gelees word? As ons weer by die Here gaan kom. Maar 'n slawe Paul. Slawe Paul.
Dit is hoe sekere realiteit dit is. Matteus 25 vers 34, onthou jy as die mense voor Jesus staan, hy skei hulle van die skape van die bokke van hulle geskei het. Luister wat sê hy hier, Matteus 25 vers 34. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk. Nou luister mooi, kom beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is, van die grondlegging van die wêreld af. Ek tog hulle het iets gedoen daarvoor. Hulle lewens was 'n getuienis van dit wat die werk was wat God al reeds gedoen het. Wanneer het hy dit gedoen? Voor die grondlegging van die wêreld af het hy dit gedoen. En nou gaan ons verder, want die Bybel sê daar is vrug van die uitverkiesing. Wat is die vrug van die uitverkiesing? Wat veroorsaak die uitverkiesing in mense wat uitverkore is se lewe? Want, moenie sê vir my jy is uitverkies, as dit nie waar is in jou lewe nie. Jy kan nie vir my sê ek is uitverkorene van die Here en niks het gebeur nie. Die Bybel sê, wat is die vereiste? Hoe lyk iemand wat uitverkies is? Wil jy weer daai teksvers saam met my lees? In Efesiërs 2. Kyk net gou weer na daai gedeelte. Ag, Efesiërs 1. Kom ons kyk net gou weer Efesiërs 1. Wat sê hy dan? Vers 4 sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Heilig sou wees, dis die eerste. Ons heilig en onberispelik voor hom sou wees. 2 Tessalonisense 2 vers 13 sê, ons egter broers, behoort God altyd vir julle te dank, julle vir wie die Here lief het, omdat God julle as eerstelinge gekies het, om verlos te word, deurdat die Gees julle heilig, en deurdat julle die waarheid glo. So wat vind plaas in iemand wat uitverkore is? Hy word geheilig. Hy is heilig en hy word geheilig. Die heilig wat hy is dis 'n realiteit. Hy is klaar heilig. In Christus Jesus is jy heilig. Geen Heilige Gees kan in jou woon as jy nie heilig is nie. Die Heilige Gees kom woon in jou omdat jy heilig is. Soos die Bybel sê, ek skryf aan die heiliges, ek skryf aan die heiliges, ek skryf aan die heiliges, skryf aan die kerkens, hulle is heiliges. Hulle behoort aan die Here. So die Gees woon in hulle. Wat gebeur met iemand wat 'n kind van die Here is, wat die Gees in hom woon, want hy is heilig? Hy lewe 'n lewe van heiligheid. Lewe 'n lewe van heiligheid. Deurdat die Gees julle heilig en deurdat julle die waarheid glo. Nou gaan jy die waarheid glo. Nou gaan jy lewe wat die evangelie vir jou sê. Waarom? Want die Gees woon binne in jou. Die verlossingswerk van Christus bring jou by 'n punt van absolute skoonheid. Hy's besig om te werk in jou lewe. En daarom die tweede woord wat daar gebruik word, heilig en sonder blaam, sonder skuld. Dis wat die verlossing bewerkstellig. Jy word dit wat jy al reeds is. Jy word dit wat jy al reeds is. Dit wat Christus verklaar het rondom jou, word jy nou deur die werking van die Heilige Gees. Kolossense 1 vers 21, ook julle was voorheen van hom vervreemd, ja vyandig geskind teenoor hom, op grond van julle slegte dade, maar nou het hy julle deur sy menslike liggaam met homself versoen. Christus het julle met hom versoen. Deur sy liggaam is julle versoen, sodat hy julle deur sy dood heilig en sonder foute, selfde, heilig en sonder foute en onberispelik voor hom kan stel. Nou, dit is vir my baie mooi. Daar's ietsie ongeloofliks vir my om te besef, ek is sonder enige skuld, en ek is vry en ek is heilig. Dit is vir my amazing om dit te kan bely vanmôre. Daar is niks aanklag teen vir my vanmôre in die hemele nie. Ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus.
Dis 'n realiteit in my lewe en dit sal voortvloei in my lewe, in die alledaagse praktyk in my lewe. Titus 2 vers 14, hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. So hierdie mense wat hy nou gered het, hierdie mense wat hy uitverkies het, hierdie is nou 'n nuwe volk, sy eie volk wat hy vir homself berei het, voorberei het, as eiendom gereinig het. Wat was die doel gewees waarom hy dit gedoen het? Wat gaan met hulle plaasvind? Wat sal plaasvind? Wat ywerig is om goed te doen. Is jy ywerig om goed te doen of om kwaad te doen? Want as jy ywerig is om kwaad te doen, is jy definitief nie in die saad van Christus nie. Jy kan nie die nuwe saad wees nie. Jy kan nie in die nuwe geboorte wees as jou hele begeerte nog steeds is, ek wil maar net aanhou met my lewe. Ja, die Bybel sê vir ons in Romeine 17 sê vir ons daar's 'n stryd. En hy sê vir ons daar's 'n stryd tussen wat die gees wil en wat die vlees wil. En wat sê Romeine 8? Hoe sou oorwin ons dit? Deur te lewe in die gees. Ja, dis oorwin in Jesus Christus. Hy begin dit aan die einde, maar dan sê hy, julle lewe omdat julle lewe in die gees. Maak julle die vlees dood. Lewe daarom lewe wat in die gees is. Heilig is, verander is, sonder blaam. Luther, as hy na hierdie woord gekyk het, sonder blaam, skryf hy die volgende. Luther sê, die woord beteken, daar is geen meer straf wat vir my voorlê nie. Daar is nie meer straf wat vir my voorlê nie. Ek is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus en dit is moontlik gemaak deur God die Vader. So wat is die bewys dat ek uitverkoren is? Partykeer mense vra vir jou, Johan, hoe weet ek is uitverkoren? Ag, dis baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Het jy vanmôre die begeerte om vir Jesus Christus te lewe en hom te gehoorsaam wat sy woord sê? Het jy dit vanmôre? Jy's uitverkies. Want as jy dit nie gehad het nie, as jy nie iemand was wat gesê het, Here, ek begeer om van U meer te leer, ek wil U leer, ek wil doen wat U van my vra. As daai begeerte by jou is, wie daai begeerte vir jou gegee? Die Heilige Gees wat in jou is. Want niemand kan doen wat die wet vra sonder Christus wat in hulle is nie. Vanmôre weet ek is uitverkies. Want ek begeer om meer en meer van Jesus Christus te leer. Om meer en meer gevorm te word deur hom. En om alles in my lewe te kan sê, mag hy alleen geloof word. Ek bid dat elkeen van julle as jy uitstap hier vanmôre, dat jy jou eie ek hier sal los. Jy daai ding wat jy dink jy's beter as ander mense. Jy vanmôre hier sal parkeer. Die ouens sal nie hier vra vir dit nie. Dat jy dit hier los. Mense sê, Here, as ek glo ek is 'n uitverkorene van U, dan bely ek vanmôre, daar is nie 'n klein greintjie waarop ek kan roem oor my eie lewe. Ek wil buite in die wêreld gaan ingaan en ek wil vir hulle gaan vertel. Alleenlik deur Jesus Christus het ek ontvang die lewe in oorvloed. Nooit weer kan ek neerkyk op enigiemand anders nie. Ek kan soos Moody verby 'n dronkman in die pad stap. En ek kan 'n dronkman in die pad stap en Moody kyk na hom en hy sê, "Oh, but by the grace of God, that could have been me." But by the grace of God.
is ons uitverkies. Amen. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om rondom die woord vanmôre te kon sit. Een van die dinge wat jy deur die woord vir ons leer, is nederigheid, sagmoedigheid. En Here, die ding wat die groot haat by U is hoogmoed. En daarom kan ons vanmôre staan by hierdie teksgedeelte en die uitverkiesing en sê, Here, is dit nie wonderlik dat die werk plaasgevind het, dat die beplanning plaasgevind het, dat die besluit plaasgevind het, voor enigiets nog daar is, en het al reeds 'n werklikheid is, en in tyd, het hy alles gedoen en laat plaasvind, presies hoe hy dit beplan het om plaas te vind, in die almag, in die soewereiniteit. O Here, ons is verlostes, ons bely ons tuiste is in die hemelse, waar ons al reeds ook in 'n sekere aspek is. Ons is volmaak in U. Daar is geen aanklag wat iemand kan inbring teen ons nie. Daar is niks wat kan skeiding bring tussen U en ons nie. Here, mag ons lewe in heiligheid. Mag ons sonde bely en laat staan. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen.